Die Here Jesus gee in die volgende gedeelte wat ons gaan lees, 'n baie eienaardige opdrag aan Judas. Jesus sê vir hom wat hy moet doen. Kom ons lees dit in Johannes 13, vers 27 en ook in vers 30. Nadat Judas die stukkie brood gevat het, dis nou by die ete, waar hulle saam was, die brood en die wyn, wat hulle vir die aandete geniet het. Nadat hy die stukkie brood gevat het, lees ons, het die Satan in hom ingevaar. En toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Judas, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Dan lees ons in vers 30, nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. En nou voeg Johannes hierdie 3 woordjies by. Dit was nag. Hierdie verraad deur Judas is 'n baie belangrike aspek van Christus se lewe op aarde. Dit het uiteraard gelei na sy kruisdood. En sy kruisdood was so 'n belangrike deel van sy sending, dat dit moes gebeur. En ek wonder hoe hierdie gesprek tussen Jesus en Judas eintlik 'n invloed gehad het op die res van dit wat in die wêreld gebeur. Naamlik, Judas, jy moet dit doen. Jy moet dit gou doen. Nou, ons lees ook dat Satan, volgens Johannes, het in Judas ingevaar. Nou, dit lyk vir my op daardie oomblik, het dit wat Judas beplan het, 'n finale bevestiging geword in sy belofte aan die Joodse leiers, dat hy Jesus sal uitwys aan hulle, hom sal verraai. En die invaar van Satan is 'n manier om te sê, hy het eintlik gedoen wat die duiwel wou gehad het hy moes doen. Hy wou gehad het Jezus moet sterf. Maar aan die ander kant wil Jezus hê dat Judas dit moet doen, want hy weet hy moet sterf. En dan hierdie laaste 3 woordjies. Dit was nag. Dit was nag vir Jesus. Dit het nag geword vir die disippels. Dit was 'n verskriklike daad. 'n Daad wat eintlik van self nag beteken het. Dit was 'n daad vir die nag. Dis wat bose mense doen. En tog lei dit na verlossing. Ons sien hier dat in die konteks van God se doen en late met die mens, die slegte gebruik word om die goeie na vore te laat kom. Vir die mens wat bereid is om hom te verraai, om te verloon, om te verwerp, kom die boodskap van, ek gee vir jou 'n kans. Dis wel nag in jou lewe, maar ek bring die dag vir jou terug. Dit is God die Vader, wat deur Jesus Christus aan ons verskyn het. Kom ons wees dankbaar daarvoor. En ons loop mooi.